Hallo daar, my naam is Theo Badenhorst, hier vanuit die Weskus uit. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Ons liewe Vader, dankie dat ons weer 'n tydjie saam met U kan spandeer. Dankie vir die voorreg dat ons dit nog vrylik kan doen, en selfs oor die radio. Ons weet dat daar baie in hierdie wêreld is wat nie so 'n voorreg het nie. Ons bid graag ook vir hulle, Here. Wil U asseblief seën, bewaar en beskerm, en wil U naby aan hulle wees, en U self konstant aan hulle openbaar. Vader, skenk asseblief nou aan ons harte, wat sag en oop is, vir wat U vir ons wil sê, en help ons om slegs U waarheid in te neem, en dan toe te pas in ons lewens. Here, wat ek nie weet nie, leer my, wat ek nie het nie, skenk asseblief aan my, en wat ek nie is nie, maak my. In Jesus se naam alleen. Amen. Ons vat vandag so 'n bietjie van 'n breek van die boek van Romeine, en ek wil graag iets aanspreek wat ek so baie ondervind deesdae. En dit is dat ons voel dat ons geregtigheid vir onsself wil afdwing. Wanneer ons te nagekom word deur iemand, dan voel ons om terug te slaan en in aanhalingstekens reg te stel wat nou verkeerd aan my gedoen is. Wat sê God hieroor en hoe moet my ingesteldheid wees volgens hom? Ek dink meeste mense is bewus van wat Jesus gesê het in Matteus 5 van vers 38 af tot 48, waar hy praat oor vergelding en ons houding teenoor ons vyande. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, dat julle nie 'n slegte mens moet teenstaan nie. Nee, as iemand jou op jou regterwang klap, draai ook die ander een vir hom. En as iemand jou voor die hof wil daag en jou onderkleed wil vat, gee hom ook die boorkleed. En as iemand 1 myl van jou afdwing, loop 2 myl met hom saam. Gee aan wie van jou iets vra, en moet die een wat van jou wil leen, nie wegwys nie. Julle het gehoor, dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, en jou vyand moet jou haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemele kan wees. Hy laat immers die son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat dit reën oor wetsgehoorsaames en wetsverbrekers. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, verdien julle dan enige beloning? Maak die tollenaars nie ook maar so nie? En as julle slegs julle broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie ook maar so nie? Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Jesus verwys na die gesegde oog vir 'n oog en tand vir 'n tand. Waar kom dit vandaan? Wel, dit kom van God af en dit is in die Bybel. Ons kry dit in Eksodus 21 vers 24. So is Jesus dan nou besig om homself hier te weerspreek? Onthou dat hy ook God self is. Dit is so belangrik om die konteks van die verse wat jy na kyk te verstaan, as jy God se woord wil verstaan. En hierdie is 'n goeie voorbeeld van hoe misverstande kan ontstaan as mens dit nie doen nie. Terloops, wees altyd versigtig vir iemand wat vir jou net een versie gee om een of ander punt te bewys. Gaan kyk altyd na die konteks van daardie vers. In Eksodus praat God en gee vir die volk siviele wette. As jy sou gaan kyk daar, sal jy sien dat daar gepraat word oor die strawwe vir allerlei kriminele oortredings en wat God bepaal gepaste strawwe sal wees. In Jesus se tyd het die Fariseërs hierdie wette op persoonlike vlak begin implementeer. Hulle het God se woord uit konteks begin toepas. 'n Regering het verantwoordelikheid om mense in die algemeen te beskerm teen onreg. Dit is nie ons onderwerp vandag nie. In teenstelling praat Jesus in Matteus 5 oor persoonlike dinge. Dinge in ons hart,
dinge wat ons self dink en doen as individuele mense. 'n verdere element in die korrekte interpretasie van die Bybel is om die skrywer, die gehoor en die omstandighede van daardie tyd in ag te neem. 'n klap was nie net 'n gewelddadige aanval nie. Dit het baie hoë betekenis gehad as 'n belediging. As ek jou regtig erg wil beledig, klap ek jou, veral met die agterkant van my hand. Die hoofpunt is dus, dat as iemand jou beledig, of anders gestel, jou eer en trots afkraak, moenie hom weerstaan nie. Jesus sê nie hier, dat as jy fisies aangeval word, jy nie die reg het om jouself te verdedig nie. Maar dit gaan hier oor jou eer of jou ego. Moenie sulke slegtheid weerstaan nie. Moenie vir jouself opstaan in sulke gevalle nie. Onthou, jy het 'n God wat vir jou instaan. Ons sal nog hierby kom. Jesus praat egter nie net van belediging nie. Hy gaan verder as dit en praat ook oor besittings. As iemand die reg wil gebruik om 'n besitting van jou af weg te neem, gee dit vir hom en nog meer as dit. Sjoe, dit klink daarom te ver, nie? Hy praat hier van iemand wat altyd die hof wil gebruik om iets wat eintlik klein is af te dreig van iemand anders af. Onder Moses se wette kon die buitekleed van iemand nie gevat word nie. Maak nie saak wat die omstandighede was nie, maar die onderkleed wel. Weereens sien ons Jesus se beginsel van om nie slegte mense te weerstaan oor kleinighede of dinge wat net my eer of kleinere besittings aanbetref nie. Hierdie is nie 'n opdrag om maar net toe te laat dat iemand alles van jou afvat nie. Dieselfde met die afdwing van 'n myl. Die beginsel is om myself nie eerste te stel nie en slegte mense nie te weerstaan tot op 'n punt nie. Onthou altyd dat daar 'n lyn is. Ons moet wysheid gebruik. Hierdie selfde Jesus is dieselfde een wat 'n sweep gevleg het en die tafels van die geldwisselaars omgekeer het in die tempel, soos ons lees in Johannes 2 vers 14 tot 17. Op die tempelterrein het hy verkopers van beeste, skape en duwe aangetref en ook die geldwisselaars wat daar sit. Daarop het hy 'n sweep van toue gemaak en almal van die tempelterrein weggejaag, ook die skape en die beeste en die munte van die geldwisselaars wat hy uitgegooi het en die tafels omgekeer. Vir die wat duwe verkoop het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Hou op om die huis van my Vader 'n huis te maak waar handel gedryf word. Sy disippels het onthou dat daar geskryf staan, die hartstog vir u huis sal my verteer. Ons moet let op Jesus se beweegrede hier. Sy Vader se huis word as 'n plek van handel onteer. Dit kon nie toegelaat word nie. Net so is daar tye waar ons as sy kinders ook moet optree, wanneer dinge toegelaat word teen God se wette en eer. Ons moet sout en lig in die wêreld wees. Ons moet die goeie bewaar soos sout en die waarheid laat skyn op die leuen soos die lig. Dit is dus heeltemal reg om op te tree teen dinge soos aborsies, homoseksualiteit, geslagsverandering en ander aanvalle op God se wette en sy woord. Ons moet altyd onthou dat die waarheid en die liefde saamloop. Hierdie dinge moet ernstig beveg word, maar in liefde en nie in vergelding en op lelike maniere nie. Ons moet altyd onthou dat ons almal sondaars is. Die belangrike oorweging is hoekom ons dinge doen. Tree ek op omdat my eie eer en nietige besittings my ontneem word, of tree ek op ter wille van God se eer of in terme van algemene geregtigheid en beskerming van die samelewing? Ons het wysheid nodig wat ingelig word deur die Heilige Gees in ons.
Ons eie trots kan ons so maklik mislei en ons moet seker maak, ons maak ons los van dit buite ons verwysingsraamwerk wanneer ons hierdie besluite neem. 'n Ander gedeelte waarna ons kan kyk wat relevant is tot hierdie onderwerp is Romeine 12 van vers 9 af tot vers 21. Julle liefde moet ongeveins wees. Verafskiet die kwaad, hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry. Volhard in die gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is, treur saam met diegene wat treur. Wees eengesind onder mekaar, moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Maar as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Paulus begin hier met die liefde en dit dien as die riglyn vir die hele teksgedeelte. Ons liefde moet opreg wees en in lyn met God se woord en dus ook so die waarheid. Die gedeelte wat ons op wil fokus is die beginsel dat ons nie kwaad vir kwaad moet vergeld nie. Weereens besef ons dat hier gepraat word van persoonlike optrede en ons motiewe. Ons gedagtes moet gerig wees op wat goed is. Wanneer ons op een of ander manier aangeval en seergemaak word, is dit so maklik vir ons om te verval in wraakgedagtes. My prioriteit word om die persoon terug te kry, en ek begin planne smee van hoe om dit reg te kry. Ek hoor onlangs weer van hoe die polisie sukkel met onbenullige klagtes, wat hulle nie mag verontagsaam natuurlik nie, maar regtig deur die mense self geskik behoort te word. Hierdie een het my sussie sleg gesê, daardie een het my boetie geklap, ensovoorts. Mense hardloop vinnig na die polisie toe, of wil selfs hof toe, oor dinge en geld en allerhande dinge by mense afdwing. Dit is nie hoe 'n kind van God leef nie. Ons het 'n God wat aan ons kant is, en op wie ons kan vertrou om na ons te kyk. Maak nie saak wat mense en die wêreld teen ons wil doen nie. Dis hoekom Paulus sê, dat sover dit van ons afhang, ons in vrede moet leef met alle mense. Moenie wraak soek vir jouself nie. Wraak kom by nie toe nie. Hoekom nie? Al is baie maklik om te antwoord. Weereens, ons is almal skuldig. Ons staan almal skuldig voor God. Onthou ook wat Dawid gesê het, toe hy moord en oorspel gepleeg het. Hy het gesê, dat hy teen God en God alleen gesondig het. As iemand my dus 'n onreg aandoen, sondig hulle eintlik teen God en nie teen my nie. Dit is hoekom God sê, dat die wraak hom toekom en dat hy sal vergeld. Die regte een wat dus onreg aangedoen is nie ek nie, maar God. Dit is hoekom hy sê, los dit vir hom. Die een wat my te nagekom het, val nou onder die autoriteit van die skepper van die heelal. God sal altyd sorg dat reg en geregtigheid sal geskied.
Onthou egter, dat dit op sy manier en in sy tyd sal wees. Verder is daar soveel wat God weet oor daardie oortreder en sy omstandighede, wat ons glad nie eens van bewus is nie. Los dit dus oor aan God, en vertrou op jou Vader, maak jou hele hart rustig, leef in vrede en vergeef. Onthou ook, dat die een wat die wrok hou, die eintlike een is wat die las dra. Baie keer is die oortreder skaars bewus of gepla oor die oortreding, maar die een wat die onvergifnis in die hart ronddra, is die een wat ly. Moenie dat dit waar wees van jou nie. Laat dit gaan. Vergifnis beteken nie dat mens noodwendig van die oortreding vergeet nie. Dit beteken dat jy dit los. Jy herinner nie meer jouself daaraan nie, en jy tree nie meer daarvolgens op nie. Ons moet liefde uitleef. Dit is tog God se grootste gebod, nie waar nie? Liefde tot God en liefde tot ons medemens, vir wie ons moet lief hê soos onsself. Ons is tog gewoonlik vinnig om onsself te vergewe, nie waar nie? 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 6 help ons ook baie met hoe liefde in die praktyk lyk. Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Ons moet geduldig wees met ander mense en nie jaloers wees nie. Ons moet nie vol trots wees en vol van onsself wees nie. Sulke mense sukkel die meeste met hierdie dinge. Ons moet nie ons eie belang najaag nie, maar die belang van ander. Ons moet nie lig geraak wees oor elke ou dingetjie nie. Ons vergeet eerder die dinge wat verkeerd aan ons gedoen is. Dit beteken nie dat ons verkeerde dinge sou goedkeur of goed praat nie. Sonde bly sonde en moet as sonde erken word. Ons moet in die waarheid leef, maar waarheid is liefde en liefde beteken vergifnis en 'n sagte hart. Ons moet wysheid toepas. Ons moet stadig wees om te reageer en ons laat lei deur die Heilige Gees. Die Here sê vir ons om sy koninkryk eers te stel en sy koninkryk te soek. Prediker 12 vers 13 stel dit so: Die slotsom is, nadat alles gehoor is, betoon ontzag vir God en kom sy gebooie na. Dit geld immers die hele mensdom. Want oor elke daad sal God self oordeel, oor alles wat verborge is, of dit goed is of kwaad. Matteus 6 vers 13 sê die volgende: Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Mag ons Vader ons help om ons ingesteldheid te verander en onsself te rig altyd volgens die liefde met die oog op sy koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Here, u woord wys altyd vir ons hoe ons veronderstel is om te leef en hoe ver ons tekort skiet. Skenk asseblief aan ons sagte harte om u wil na te streef. U wil gaan hoofsaaklik oor liefde, werklike liefde, wat nie eerstens oor myself gaan nie, maar oor u en die wat u geskep het na u beeld. Help my om met sagte oë te kyk na ander en hulle mooi te behandel ongeag hul optrede teenoor my. Help my om suiwer te onderskei tussen reg en verkeerd en so nie wat verkeerd is goed te praat nie, maar om ook nie my eie belang voorop te stel nie. Wees asseblief met ons in die week wat kom. Hou asseblief u hand oor ons en lei ons. In Jesus se naam. Amen. Ek bid vir u 'n mooi Sondag verder toe en 'n week vol van die vreugde en vrede in God. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.